Here, ons is vanoggend hier byeen om na u woorde te luister, om te ontvang wat u vir ons gee, om te hoor wat u vir ons sê. Wanneer ons hier by mekaar kom en ons kan die wêreld vir 'n oomblik buite laat, dan begin ons ook ons diens in u naam, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Wat ek vandag wil doen, ek wil net nadat ons die teksgedeelte gelees het en ons saam bid, wil ek graag hê dat ons ook ons geloof bely in ons gebed terwyl ons staan en tot die eer van die Here bid. Maar voordat ons dit doen, wanneer 'n mens kyk na die woord van die Here en jy probeer vir jouself dink wat God van jou vra, wat die Here van jou vra hier op aarde, dan kom 'n mens uit eintlik by twee gebooie. Twee dinge wat die Here wil hê ons moet doen. Twee maniere waarop hy wil hê ons moet leef. Liefde vir God en liefde vir mekaar, vir jou naaste. En dis nie altyd baie maklik om te doen nie. Miskien het jy 'n idee in jou kop dat jy lief is vir God, maar wanneer daardie liefde teenoor mekaar bely en uitgeleef moet word, dan word dit baie keer moeiliker. Wat sê ek eintlik daardeur? Ons het die Here en sy krag en sy genade en sy woord en sy leiding en sy ontferming elke dag so nodig. Want dit is alleenlik deur die krag van sy Gees dat ek in staat is om te doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek wil hê ons moet vandag 3 gedeeltes lees uit die boek Handelinge. En aanvanklik, wanneer 'n mens na die gedeeltes kyk, gaan jy wonder, maar wat het dit met mekaar te doen? Want eintlik is dit brokstukkies, oomblikke, inligting. En lees jy dit direk na mekaar, maak dit nie altyd sin nie, maar in die oomblikke kry jy te doen met iemand van wie jy waarskynlik nie so goed weet nie. En voordat ons dit doen, wil ek eintlik hê jy moet vir 'n oomblik dink, wie is jou gunsteling karakter uit die Bybel? As jy dink aan iemand in die Bybel, en dis nou behalwe Jesus, gewone mens nou, jou karakter in die Bybel wat vir jou aanspoor en wat vir jou voorbeeld stel, aan wie dink jy? Miskien kan ek by 'n paar mense hoor voordat ons lees, jou gunsteling karakter. Iemand spesifieks? Annie Kathy? Is daar iemand? Annetjie? David? Paulus? Samson, sê Daan. Rut? Daniel. Nog iemand? Salomo. Goed, ek lees vir ons uit Handelinge 4. Acts 4 verses 32 to 37. Handelinge 4 vers 32. En ek gaan die verse aankondig soos wat ons die pad stap. Handelinge 4 vanaf vers 32. Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, maar hulle het alles gemeenskaplik besit. Die apostels het bekragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus, en groot genade het oor hulle almal gekom. Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek gely het nie, aangesien almal wat grond of huise besit het, dit verkoop het en die opbrengs van die verkope gebring en aan die voete van die apostels neergelê het. Aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het. Josef, 'n Leviet afkomstig uit Siprus,
wat by die apostels die bynaam Barnabas gekry het. As dit vertaal word, beteken dit seun van vertroosting. Het 'n stuk grond besit en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En dan Handelinge 9, tweede gedeelte, Acts 9, vers 26 tot 28. Handelinge 9, vers 26 tot 28. Toe Paulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was bang vir hom, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel is nie. Barnabas het hom egter gaan haal en na die apostels geneem en vir hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, dat hy met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus met vrymoedigheid in die naam van Jesus gepreek het. Saam met hulle het in Jerusalem gekom en gegaan en met vrymoedigheid in die naam van die Here gepreek. En dan die heel laaste gedeelte, Handelinge 11, Acts 11 verse 19 to 24, 19 tot 24. Die gelowiges dan wat uit mekaar gedryf is as gevolg van die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het sover as Fenisië, Cyprus en Antiochië getrek en die woord aan niemand anders nie behalwe net aan die Jode verkondig. Maar toe party van hulle mans uit Cyprus en Cyrene en Antiochië kom, het hulle ook met die Helleniste gepraat, dis die heidene, en die evangelie van die Here Jesus aan hulle verkondig. Die hand van die Here was oor hulle, en 'n groot aantal het gelowig geword, en hulle tot die Here gekeer. Die berig oor hulle het in die gemeente in Jerusalem te ore gekom, en hulle het Barnabas gestuur, om na Antiochië te gaan. Toe hy daar aankom en die genade van God sien, was hy bly, en het hy almal aangemoedig, en met vaste voorneme van hart aan die Here getrou te bly. Hy was 'n goeie man, vol van geloof en die Heilige Gees, en 'n aansienlike skare is vir die Here bygevoeg. Ek lees vanoggend net tot hier. Ek glo in U. Ek glo in U, die almagtige God van hemel en aarde, skepper van hemel en aarde. Ek glo dat U alles gemaak het waar geen oog kon sien nie. Ek glo dat U alles gevorm het en steeds onderhou. Ek glo dat U teenwoordig is, elke dag, oral op elke plek. Ek glo in U Jesus Christus, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, U wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. U wat die dood oorwin het, op die derde dag opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, van waar U sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in U, Here, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Ons het al almal daai oomblik gehad waar jy gedink het jy gaan tot by die vulstasie kan kom voordat die petrol opraak. Die liggie brand nou al 'n geruime tyd. Maar in jou gedagtes het jy die idee gehad, jy gaan dit maak tot by die vulstasie. En dan op pad soontoe,
Wanneer die motor snaaks begin maak, kom jy met 'n skok agter dat die tank leer was as wat jy gedink het hy is. Wanneer die motor strottend tot stilstand ruk, kom jy agter jy het jouself vieslik misgis. Of jy het jou geluk beproef, tot ver ander kant die grense waar jy moes wees. Ek is nie een van die ouens wat daarvan hou om myself leed aan te doen nie, maar in sulke tye voel dit vir my ek kan myself iewers 'n ligte houtjie toedien daar waar dit baie seer maak. Want dit wat nou hier gebeur is eintlik verskriklik onnodig. En nou wil ek vanmôre vir julle vertel, ons gesin is maar 'n doodgewone gesin, veral die ouerlede van die gesin. Doodgewone mense, doodgewone lewens, doodgewone kwaliteite, maar ons het die voorreg om met buitengewone motors rond te ry. Want ons karre loop op petroldampe. En hulle loop myle op petroldampe. En dis die groot ding van ons gesin. Ons kry dit reg om met hierdie leë karre rond te ry. Jy kry ouens wat daarop uit is om te kyk hoe vol kan hulle karre kry. Dan kry jy ouens wat kyk hoe ver kan hulle ry op 'n leë tank. En dis ons daai. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, motors en karre en masjiene is nie die enigste goed wat tanks het nie, tanker. Jy kom soms ook agter, my tank is leeg. En ek wil nie vir vanoggend 'n fisiologie les gee nie, en ek het nie tot 'n ontdekking gemaak waar die wetenskap nog moet kom, dat iewers tussen jou hart en jou longe sit 'n tank nie. Jy weet waarvan ek praat. Maar jy kom soms by daai punt wat jy voel, hierdie tank is nou leeg. Ek voel moeg, gedreineer. Ek voel leeg getap. Ek voel van alle krag ondaan. En dis die mense wat God se taal praat. God se liefdestaal. En weet jy hoe klink God se liefdestaal? Dit omvat die woorde bemoedig, ontferm, aanspoor, motiveer, optel, deel maak, troos. Dis God se taal. Dis die taal wat hy wil hê ek en jy moet praat. Die woordjie bemoedig, of die opdrag bemoedig mekaar, kom meer as 100 keer voor in die Nuwe Testament. Miskien het jy dit nie geweet nie. En elke keer as die woordjie voorkom, is dit 'n verskriklike groot opdrag. Soos jy wonder, hoekom is ek hier? Om watter rede het God my hier geplaas? Hoekom is ek 'n gelowige? Is dit jou opdrag? Is dit jou taak? Bemoedig mekaar. Want dis God se taal. Nou wil ek jou vanmôre voorstel aan iemand wat geluister het. Iemand wat gehoor het hoe die Here dit sê. Iemand wat erns gemaak het met die woord van God wat sê, dis hoekom jy hier is. En daar was 'n rede hoekom ek vir jou voor die tyd gevra het van die groot figure in die Bybel. Want jy sou nie sy naam daar aantref nie. Hy's nie 'n koning Dawid, of 'n Paulus, of 'n Daniël, of 'n Abraham, of 'n Jonah, of 'n Moses, of 'n Salomo nie. Want die werk wat hierdie man gedoen het nie sy naam op mense se lippe laat kom nie, maar God se vrede in hulle harte. En dis die verskil. Ek en jy leer ken hom in Handelinge 4. Daar het hy nog 'n ander naam. Sy naam is Josef die Leviet uit Siprus. Nou daar's dadelik 'n probleem. Leviete was mense wat in die tempel gehelp het. Jode wat opgelei was om die priesters by te staan. In die stam van Levi, dis gewoonlik die ouens wat die tempelwerk gedoen het wat ander nie kon doen nie. Die handlangers, die deurwagte en ook die musiekmakers. Maar as jy 'n Leviet was en jy's nie naby Israel gebore nie, maar ver in Siprus,
kon jy nooit doen wat jy opgelei was om te kan doen nie. Want mense het gesê, as jy 'n Lewiet is en jy kom van daar af, het jy waarskynlik heidense invloede. Dit kan nie vir jou naby ons toelaat nie. Jy is wel 'n Lewiet in naam, maar ons kan nie vir jou gebruik nie. Maar dan gaan hierdie ouens se oë oop en loop hulle agter die Here aan. Het hulle nie meer 'n tempel nodig nie. Dan word daar 'n eerste geloofsgemeenskap gevorm. En ewe skielik kan hierdie Lewiet van Siprus ook deel word. En Josef skakel in. Die eerste groep Christene wat die Here aanvaar, Jode wat Christene word, hy skakel in. En hy kom en hy sê, ek het ietsie, ek het 'n stuk land. Ek wil hierdie land verkoop. En dan doen hy dit. En weet jy wat maak hy met die geld? Hy gaan sit daai geld voor die voete van die apostels neer. Weet jy wat beteken dit? Ek gee die geld sonder eise. Ek raak ontslaaf van hierdie geld. Ek sit dit aan jou voete neer. Jy weet hoe om dit te gebruik. Jy weet waar dit nodig is. Jy weet wat om daarmee te doen. Ek gee dit eenvoudig. Ek maak los. Ek gee dit sonder om iets terug te verwag. Ek sit dit aan jou voete, gebruik dit. En dit gebeur dan ook. 'n Stuk grond was nogal baie werd. Die geld moes nogal baie gewees het. En as dit aan die voete van die apostels neergesit word, dan word Josef, die Lewiet van Siprus, die eerste skenker, wat genoem word, van die nuwe gemeente. Dit is 'n wonderlike gevoel as 'n mens iets uit jou hart het kan gee, is dit nie? Dit is 'n wonderlike gevoel wanneer jy iets gee sonder om iets terug te verwag. Dit laat jou met 'n opgewondenheid, met 'n warmte, met 'n vreugde. Want die oomblik as jy iets gee, het jy nie meer beheer daaroor nie. God gaan dit nou gebruik. En waar dit ook al heen gaan, en hoe groot dit ook al gaan raak. Dit is sy werk met dit wat jy gegee het. En wanneer Josef die Lewiet hierdie skenking gee, gee nie net die grond, sy geld nie. Hy gee dit uit sy hart. En die ouens kom dit dadelik agter, hierdie man gee op 'n ander manier. En hulle sê, nee, jy kan nie langer Josef wees nie. Ons het vir jou 'n nuwe naam. Jou naam is Barnabas. Barnabas beteken seun van vertroosting of seun van bemoediging. Is dit half ironies wanneer 'n mens ouer word en iemand gee vir jou 'n naam, 'n bynaam, is dit baie keer negatief, is dit nie? Dis iets wat jou beskryf, of jou boude, of jou kop, of jou manier van lewe. Byname is gewoonlik afbreekend en negatief, maar hierdie man se nuwe naam beskryf eintlik wie hy is. Seun van bemoediging. En dan los ons vir Barnabas een kant. Ons hoor nie verder van hom nie. Is eers weer 'n paar hoofstukke later, hoofstuk 9, dat jy van hom hoor. En hier sit hy met 'n tammeletjie. Hy kry te doen met 'n jong man met wille oë met die naam Saulus. Saulus het tot dusver die Christene vervolg. Saulus het sy bes probeer om dit wat opgebou is te vernietig. Saulus het elkeen wat die Here se naam bely, gejaag soos 'n wilde hond sy prooi nie kan jaag nie. Saulus was 'n maniak. En die eerste Christene weet dit. Want hy was by toe Stefanus doodgemaak is. Hy vervolg hulle mense. Hy sit hulle kinders in die tronk. Hy maak hulle ouers dood. Hy het bloed aan sy hande, hy is onkeerbaar. Maar dan op pad Damaskus toe, kom die Here op sy pad en Saulus maak 'n ommekeer, 'n volledige omdraai. En net so vurig as wat hy die Christene vervolg het, wil hy in diens van die Here wees, wil hy die woord verkondig. Maar mense is bang. Saul made a turnaround and he trusted Jesus.
He's now a believer. But he has got a huge problem. And then he comes to Jerusalem and he tries to become part of the religious people. He tries to join the disciples. But everybody is afraid of him. They did not believe that he had changed. They could not believe that at this stage he was really a disciple of Jesus. Because he was there when Stephen was murdered. And he had threatened them. He had persecuted them. He had imprisoned them. And now he rocks up and he says, I am a changed man. Nobody wants to touch him, even with a 10-foot pole. Maar iemand gaan. Raai wie. Mens lees in vers 26 dat niemand vir Paulus of Saulus vertrou het nie. Want hulle kon nie glo hy is 'n volgeling van Jesus nie. En dan vers 27. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Weet jy wat? Dis wat bemoedigers doen. Dis wat denkvolmakers doen. Hulle doen wat niemand anders kan sien om te doen nie. Hulle gaan staan stil by mense wat lankal afgeskryf is. Hulle kyk na mense soos God na hulle kyk, sonder vooroordele. Hulle weet met die krag van die Here wat in hulle lewens werksaam is, mense kan verander. En hulle glo dit. En daarom gaan hier die Barnabas, en hy ontferm hom oor hierdie wille Saulus. Hy stap die pad saam met hom, hy leer hom ken. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir ontferm is eintlik, hy gaan neem hom in besit. Hy sê, van nou af my vriend Saulus, is jy deel van my hart. Ek neem verantwoordelikheid vir jou. En dan bring hy hom na die gemeente toe. En hy sê vir hulle, gee hom 'n kans. Look at the change in his life. Look what happened between him and the Lord. You can trust him. And because Barnabas said that Saul could be trusted, the congregation started to trust him. They embraced Saul. En hy kon by hulle aanbly. Hulle maak hom deel van hulle lewe en hy kan die woord verkondig. En nou wil ek een oomblik vir jou sê, as hierdie Barnabas nie gekom het nie, as hierdie Barnabas nie ontferm het nie, as hierdie Barnabas nie bemoedig het nie, as hierdie Barnabas nie nader getrek het nie, as hierdie Barnabas daai ouetjie se tank nie vol gemaak het nie, waar sou hy begin het? Waar sou Saulus begin het? Gee hom 'n kans. Jy het dikwels net een mens nodig om dit te sê en dis genoeg. Gee hom 'n kans. En dan sluit hierdie gedeelte af en sê in Judea en Samaria en Galilea daar 'n tydperk van rus en vrede gekom. En almal was gehoorsaam aan die Here en die Heilige Gees was werksaam. Maar dit is van korte duur. Want 2 hoofstukke later lees ons eers weer van Barnabas. En intussen het daar verskriklike goed ook gebeur. Nadat Stefanus doodgemaak is hierdie hele gemeentetjie uitmekaar uitgeskop. Mense het gevlug. Hulle moes van voor af begin op ander plekke waar hulle nooit wou wees nie. Cyprus sê die Bybel. Fenisië en Antiochië. En oral waar hulle kom, vertel hulle vir mekaar van Jesus. En word mense deel van hierdie groep. Maar dan gebeur daar iets in Antiochië.
Daar is 'n groep mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Noem hulle heidene. Die Bybel sê Helleniste, Grieke. En die oomblik toe hulle hoor van Jesus, word hulle ook deel. Wil hulle ook hoor. Staan hulle ook nader. En uiteindelik besef die ouens in Jerusalem, maar ons moet gaan kyk wat daar aangaan. Wie stuur hulle? Barnabas. Die tankvolmaker. Die bemoediger. Die ondersteuner. Die vertrooster. En as jy lees in Handelinge 11, as hy daar by hulle aankom, dan sê vir hulle 'n paar goed. Ek is bly God werk onder julle, sê hy. Ek is bly oor God se genade. En ek spoor julle aan, daar's die woord weer, ek bemoedig julle, ek spoor julle aan om met hart en siel aan God getrou te bly. En dan sluit hierdie gedeelte af vers 24. Barnabas was werklik 'n man na God se hart. Gevul met die Heilige Gees. Vol vaste geloof. En dis eintlik wonderlik, dis hier in Antiochië, at another critical moment in the history of the church, dat daar uiteindelik 'n deur oopgemaak word. It's the first place outside Israel where the Jesus movement starts to take root. Antioch, it's a place north of Syria and Israel. And words get back to Jerusalem that there are people who want to follow Jesus. So they sent Barnabas. En as hy daar kom, werk hy wonderlik onder hierdie mense. Maar hy besef dadelik een ding, hierdie werk is te veel. Hier's te veel mense wat wil deel word. Ek het iemand nodig, ek het iemand se hulp nodig. En wie sal ek kan kry om my te help? Wie het 'n goeie kennis van die Bybel? Wie voel sterk oor sy geloof? Wie het moed en durf om deur dinge te gaan? Wie het 'n vinnige brein en 'n skerp tong? En dan onthou hy, 'n jong mannetjie met die naam Saulus. En hy laat kom Saulus. En Saulus begin dadelik saam met Barnabas te werk in Antiochië. En miskien het jy dit nie geweet nie, Handelinge 11 vers 26, wat staan daar geskryf? In Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. Gaan kyk dit gerus. Handelinge 11 vers 26. In Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. Maar nou is daar iets belangriks wat ek wil hê jy moet weet. En dit maak hierdie hele getuienis anders. En ek wil jy sê, jy moet vandag daaraan vashou, want dis wat die Here eintlik van jou vra en wat die Here van jou verwag, as bemoediger, as ontfermer en as tankvolmaker. In die antieke tyd, wanneer mense saamgewerk het aan iets, en hulle name is genoem, het die belangrikste mens se naam gewoonlik eerste verskyn. As jy in 'n span saamgewerk het, die ou wie se naam eerste genoem was, dit was die hoof, die belangrikste een. Sonder hom kon niks aangaan nie. En as jy van hierdie werk lees nou hier, wat in Antiochië gebeur, die eerste deur na die wêreld toe buite. En jy hoor wie was betrokke, daar staan daar geskryf, Barnabas en Paulus was besig in Antiochië. Paulus se naam het intussen verander. Saulus, Joods, word Paulus Grieks. Dieselfde naam, selfde betekenis, 2 tale, en 'n verskil nie aan die begin van die naam. As jy hoor wie het gewerk in Antiochië, staan daar geskryf, Barnabas en Paulus. En hulle het goeie werk gedoen, hulle het ook geld ingesamel om mense in Judea wat deur 'n hongersnood gegaan het te help. Wonderlike span, Barnabas en Paulus.
Maar dan gebeur daar iets met Paulus. Dis asof daar 'n vuur in hom en deur hom begin brand. Onstuitbaar, onkeerbaar. Barnabas was die hele tyd die een wat hom bemoedig het, wat hom oor hom ontferm het, wat hom nader getrek het, wat hom bekrag het, bepraat het, deurgebid het. Maar ewe skielik is Paulus die een vir wie geen grens stuit nie, wat geen draad kan binhou nie. En word uiteindelik die grootste instrument van God in die Nuwe Testament. Mens kan dit sien. In Handelinge 14, wanneer jy weer van hierdie span lees, dan staan daar nie geskryf Barnabas en Paulus nie. Maar Paulus en Barnabas. Die name het omgeruil. Die belangrikste naam is nou voorop en dis nie Barnabas nie. En verder aan as jy verder aan kyk, Paulus se pad word dikwels net geskryf Paulus en sy medewerkers. Barnabas se naam word nie eers meer genoem nie. En nou uit suiwer menslike oogpunt sou 'n mens kon dink, maar wat gaan nou hier aan? Barnabas is die garing wat alles aan mekaar gehou het. Barnabas is die een wat die grond gegee het. Barnabas is die een wat na Saulus toe gegaan het toe niemand aan hom wil raak nie. Barnabas is die een wat hom toegerus het. Barnabas is die bemoediger, die tentvolmaker. Barnabas is die een wat vir Saulus genooi het en gesê het, kom werk saam met my. Waar Paulus nou grense deurbreek en met God se woord duisende mense red, bly Barnabas in die skare weer. Want dis waar hy moet wees. Hierdie man is tevrede daarmee dat sy naam nie op mense se lippe is nie, maar God se woord deur hom in hulle harte. Dis sy plek in die koninkryk. Dis waar hy moet wees. En dis waar wat hy moet doen. Nou wil ek vanoggend vir jou vra, het jy al jou plek gekry in die koninkryk van die Here? Het jy al agtergekom wat jy moet doen? En 'n moeilike vraag, het jy eintlik al agtergekom waarmee jy besig is? Het jy jou plek gekry in God se koninkryk? En is jy besig om te bemoedig, om te vertroos, om nader te trek, om op te vul? Want as jy nie is nie, waarmee is jy besig? Ook die wêreld vandag is vol Paulusse, wat hulle geloof op wonderlike wyse kan verwoord. Hulle trek honderde duisende mense, praat soos wat net hulle kan praat, bid soos wat net hulle kan bid. Maar as ek sien hoe hierdie Barnabas geleef het, en as ek sien wat hy met God se tyd en God se geleenthede gemaak het, dan wil ek graag wat hy gehad het in my lewe sien. Vir my sal dit genoeg wees. Dan wil ek graag wat hy gehad het in my lewe sien. Hebreërs 3 vers 13, solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar almal aanspoor, dat niemand in die sonde verhard nie. 1 Tessalonisense 5, praat mekaar moed in, en versterk mekaar deur die woord, want julle het dit nodig. En nou wil ek vir jou sê, ek wil nie hierdie pad stap,
om met Barnabas die pad gestap het nie. Ek wil nie bemoediger en vertrooster en aanmoediger wees omdat hy dit gedoen het nie. Ek wil dit nie doen omdat hy die voorbeeld was nie, want hierdie man het ook maar net 'n voorbeeld nagevolg, sy Here, sy enigste Here. Dis die spore wat voor hom gelê het. Maar Barnabas het geluister. Ek sien te veel mense in die wêreld wat die Here se naam op hulle lippe neem, maar nie in sy spore volg nie. Ek sien te veel mense wat die Here se naam op hulle lippe neem, maar hulle eie wegbaan in hierdie wêreld sonder hom. Ek lees nou die dag, hulle sê, as jy wil weet wat mense eintlik van jou dink, gaan woon jou eie begrafnis by. Gaan word 'n bietjie rustig en dink wat mense eendag van jou op jou begrafnis gaan sê. En nie die ouens wat hulle vorentoe gaan roep, wat voorkom praat, wat mooi goed moet sê, want hulle wil nie mense ontstig nie. Gaan luister 'n bietjie wat mense oor jou gaan sê as hulle met mekaar praat, waar niemand iets goeds hoef te sê. Ek dink aan Barnabas se begrafnis. Ek dink aan mense wat daai dag sou vorentoe kom en sê, dankie dat jy 'n verskil gemaak het, al het ons nooit kans gehad om vir jou dankie te sê. Dankie dat jy my bemoedig het en my gemotiveer het toe ek in 'n stryd was. Dankie dat jy jou oor my ontferm het, al hoef jy nie. Saulus wat nader kom, Paulus wat sê, dankie dat jy na my toe gekom het toe niemand my vertrou het nie. Dankie dat jy my 'n kans gegee het. Dankie dat jy geglo het dat God mense kan verander. As jy vandag werksaam is in die koninkryk van die Here, waarmee is jy besig? Wat is jy besig om te doen? Die gunsteling Bybel karakter. Hierdie ou se naam is nie daar nie, is dit. Ek dink aan Paulus en Dawid, wie se lewe tientalle bladsye in die Bybel beslaat. En dan dink ek aan hierdie man. Jy moet mooi lees en wyd lees. 'n paar verse hier en daar in Handelinge. Die onsigbare pad van Barnabas die bemoediger. En tog is ek eerlik. Is dit nie wat die Here in my lewe wil aandryf nie? Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen bly en wees. Amen.